By Renaissans wil ons die pad van verkenning stap. Daar word uit vele filosofieë en wetenskaplike bronne geput. Ons besef dat elke individu sy of haar opvoeding en ervaring met hulle saamdra en as verwysingspunt gebruik wanneer hulle kommunikeer. Ons luister dus na mekaar en ag niemand se insigte as imperatief nie, maar eerder as aanvullend, met inagneming van waar hulle hul op hul reis bevind. Omdat Renaissans 'n familie van oop, denkende en eerlike reisigers is dit vir ons belangrik om gereeld met mekaar te praat. Ons skram nie daarvan weg om moeilike sake onder die loep te neem ten einde saam te groei nie. Ons verwag nie eenparigheid nie, maar streef na dialoog waarbinne respek, 'n oop gemoed en egtheid die weg baan tot nuwe moontlikhede. Dit beteken natuurlik dat ons nooit finale antwoorde kan hê nie, want ontdekking en groei voorveronderstel mekaar. Daarom wil Renaissans 'n veilige ruimte wees vir mense wat verken. Ons weet dat daar in alle tradisies waarheid te vind is. Daarom poog ons om ons ontginnings daaruit met eerbied en respek te doen, op soek na dit wat universeel en vir ons van waarde is. Ons waardes word gekenmerk deur openheid, egtheid, liefde en nederigheid en bovenal om nie te veroordeel nie. Renaissans bied 'n gemeenskap aan mense wat op soek is na ander wat die wêreld van spirituele verkenning met hulle kan deel. Of dit 'n fisiese gemeenskap is waarna jy op soek is, en of jy virtueel wil deelneem, Renaissans maak ruimte vir beide. Jy gaan nou luister na 'n opname van een van ons byeenkomste. Jy's welkom, neem deel, plaas jou kommentaar, geniet hierdie ervaring saam met ons. Goeiedag vriende, ons wil julle herinner om Renaissans in gedagte te hou met jou finansiële beplanning. As jy Renaissans 'n vaste item op jou begroting kan maak, kan dit ons help om 'n konstante inkomste te genereer, waarmee ons baie beter kan beplan en vooruitdink. Jou bydrae word opreg waardeer. Baie welkom en uit my hart uit, en ek bedoel dit dankie, dat julle in hierdie koue winteroggend hierso sit. Dit beteken baie vir my, maar ek dink ook vir Renaissans. Dit is waar dit warm word en dis waar die gehegtheid ontstaan en die werklike interaksie. Ons het so gewoond geraak aan 'n lewe op die web. En in Renaissans het ons letterlik 1/3 van ons mense wat daartoe verbind is om hier te wees. En 2/3 is nie hier nie. Nou ja, dis wonderlik om hulle in ons lewens te hê, want baie van hulle is buite hierdie stad. Maar ek bly net heeltyd voel, as ek hierso aankom en ek sien julle, jete, dit werk. Dis regtig baie lekker. Baie dankie Jannie en Letitia vir pragtige musiek. Ons gaan daarna luister en daarna stil wees. Met daai stilte, laat die stilte met jou doen wat hy wil, en dan gaan ons daaruit.
Die brein se mooiste leuns. Nou ek het verlede Sondag gesê, dit was heel onbepland. Ek het nie bedoel om weer 'n reeks te lewer nie, maar dit het nou so gebeur en daar is nou nog een van hulle oor vir volgende week. En dit gaan oor moraliteit. Toe het ek in die eerste praatjie gesê, moraliteit is 'n gesprek tussen mense. Mense sou wou sê dat dit het in 'n boek ontstaan, dis 'n openbaring van God. Wat is reg, wat is verkeerd, en jy lees dit daar en dan gaan doen jy dit, maar ons weet, dit werk nie so nie, daar word oor die jare heen maar baie onderhandel met die geskrifte. En selfs die mees gesore, konservatiewe, fundamentalistiese mense bevind hulle self ook maar daar. Hulle sal vir jou sê, dit kom uit 'n boek. Die reg en verkeerd kom uit 'n boek. Maar dan in hulle eie lewe het hulle nie agtergekom hoe hierdie skuwe maar plaasgevind nie. En toe in die tweede gesprek het ek gesê, maar dan as ek deel van die gesprek is, wie is ek? Wat in my speel alles 'n rol? Wanneer ek dan in gesprek tree met moraliteit en met reg en verkeerd. Nou vandag gaan ek praat oor hoe ons baie prakties onsself kan help om beter te dink oor morele kwessies. Nou, soos ek gesê het, die titel is die brein se mooiste leuns. En die subteks is waarom die mens so maklik sy eie illusies glo en wat ons daaromtrent kan doen. Nou in hierdie vorige gesprekke het ons gekyk reeds, en dit was in daai reeks oor die antieke denke, het ons reeds gekyk, veral as jy dink aan Kant, wat gesê het, ons het kategorieë waardeur die menslike brein die realiteit filter, en is vaste kategorieë, en toe het ek 'n praatjie gelewer waar ek gesê het, die neurowetenskap antwoord vandag op Kant, en het ons reeds gesien, dat ons breine neem die wêreld waar, soos wat dit eintlik maar die brein pas, en dis minder betroubaar as wat mens graag sou wou glo van jouself. So ons het oor Kant gepraat, ons het oor neurowetenskap gepraat, ons het oor al daai filters gepraat, en die brein se rol in hierdie konstruksie. En vanoggend wil ek dit 'n bietjie ongemakliker maak vir ons, en ek voel ek ken julle goed genoeg deesdae, om dit soms ongemaklik te kan maak, soos wat ek dit vir myself ongemaklik maak. En kan ek net sê dat tans is ek, na aanleiding van al hierdie goed, is ek by 'n plek waar ek verskriklik baie die soeklig laat val, op my eie manier van dink, oor goed. So die vraag vanoggend is nie, hoe konstrueer die brein realiteit nie. Die vraag is, waarom beskerm die brein sekere van ons illusies so hardnekkig? En die antwoord sou onder andere wees, want die menslike brein, ek het dit ook al gesê, is nie vir waarheid ontwerp nie. Dit is 'n instrument vir ons oorlewing elke dag. En oorlewing vra nie altyd vir jou wat is waar nie. Soms vereis dit meer troos teen die waarheid. Dit vereis veral samehang. Dit vereis hoop, identiteit en 'n bruikbare storie. Ek dink die meeste mense leef met die stille aanname dat as iets in my kop is en dit voel reg, dan moet dit seker reg wees. Maar die brein werk hoegenaamd nie so eenvoudig nie. Hy's minder soos 'n kamera wat klikke neem. En hy's meer soos 'n romanskrywer wat die hele tyd besig is om te redigeer en te skryf. En hy het 'n bietjie van 'n angsneurose. Ons breine skryf dag en nag die storie van die wêreld. En hy doen dit met 'n ondertoon van angs. Dit redigeer voortdurend. Dit vul die gapings in, dit versag jou herinneringe, dit dramatiseer ander herinneringe, dit beskerm die hele liewe tyd jou identiteit, en dit skep daai samehang, jou storie,
En dit probeer keer dat jou innerlike wêreld uitmekaar uitval. Iemand het jare gelede vir my persoonlik gesê, as jy jouself regtig moet sien, soos wat jy is, sal jy inkonk. So dink ek, jette. Nou dit was 'n sielkundige, en toe sê hy vir my, jy moet verstaan dat jou brein is so ingestel daarop om jou regop te hou, dat hy verskriklik baie vir jou jok. Nou dit is nie 'n lekker ding om te hoor nie. En die verstommende deel is, dat ons dit glad nie weet nie. Ons weet dit nie, ons is so slim. Ons weet van so baie dinge daar buite, maar rondom onsself ken ons narratief oor onsself. Ons ken nie die waarheid oor onsself nie. En die neurowetenskap het die afgelope paar dekades nou nogal ontwrigtend vir ons begin uitwys dat die brein nie primêr ontwerp is om na waarheid, objektiewe waarheid op soek te wees nie. Hy wil jou laat oorleef. En hy is ontwerp om baie vinnig te reageer. Dis hoekom ons so dikwels in die sop beland by mekaar, omdat ons so ongelooflik vinnig reageer. Hy skep betekenis en hy vermy gevaar. En hy wil jou funksioneel genoeg hou om 'n mens te kan wees. So waarheid is belangrik. 'n Mens kan nie sê waarheid is nie belangrik en ons het ook deur evolusieprosesse gegaan en ons is baie ingestel daarop om te weet wat is waar. Maar daar's 'n belangriker ding vir ons brein as waarheid. En dit is stabiliteit. Ons breine wil hê die wêreld moet vir ons stabiel voel. Dit verduidelik baie van ons menswees. Dit verduidelik waarom ons onsself flous. Want die lewe is nie stabiel nie, maar dit moet vir jou so voel. So jy gaan vir jouself sê hy is. Verhoudings wat toksies is, sal ons verdedig. Want wat beteken dit as ek moet erken wat nou hier aangaan in hierdie verhouding? Ek moet dalk bitter moeilike gesprekke voer, deur ure se konflik gaan, ons moet dalk vir terapie gaan, of ek moet gaan, ek moet stap. En dit alles versteur die ekwilibrium. Ons klou aan ideologieë vas, want dis 'n narratief, dis 'n storie, dis hoe die wêreld werk. Ek weet nie of julle ook dit ervaar soos ek nie. Nou het 'n mens mos baie vriende en familielede wat nie jou wêreldbeeld deel nie en ook nie jou geloofsmodel nie. En dan vra hulle vir my, hulle wil net in kort weet. Nou onlangs het een van my sibbe se dogter vir my daar uit Amerika met 'n video-oproep gevra. Verduidelik net vir my kort. Wat sien jy as jy na die wêreld kyk? Sê dis te lang antwoord. Want dis 'n hele narratief wat gebou is en hy het 'n beginpunt. En hy het 'n verloop en hy is nog steeds aan die gang. En dit beteken daar so baie van die stene en klippe is omgekeer en die goed wat daaronder lê is ondersoek. Ek moet met jou teruggaan. Dit is kursusse waarvan jy hier praat. Ek kan nie vir jou 'n kort antwoord gee nie. En dis omdat 'n ideologie so 'n ding met lae is in 'n geskiedenis. En hy raak aan alles in die lewe, reg van die ontstaan van die wêreld en die doel met die wêreld en hoe alles gebeur en ontvou en wat sal hierna wees indien daar iets hierna kom. Dis so 'n lang storie. Om daai goed te verander en as jy nou hoor, nee maar hier is iets anders as wat ons glo is. Ek bedoel kan julle nou dink, hoe is mense vandag nog verskrik oor goed soos evolusie? En ek ontmoet sulke mense wat glad nie daaraan glo nie. 'n Ou het vir my eendag gesê, jy en Darwin moet met lava gaan speel. Ek glo nie daai nonsens nie. Dan dink ek genade, dit is vir my nou al soos om asem te haal om in evolusie te glo. Vir party mense is dit nie. So hulle klou aan 'n ideologie. Waarom? Hulle wil die stabiliteit behou van die narratief. Anders skommel alles in hulle. Of ons herskryf herinneringe. Want as jy goed moet terugskouend onthou soos hulle werklik gebeur het, gaan jy dalk nie die held van die storie wees nie. En julle almal weet dit, maar ek het my autobiografie geskryf toe ek te jonk was, hoor. Ek was 46 toe hy op die rakke beland het. En as ek vandag nou om toe terugkyk en dit is 18 jaar, dan besef ek, my pa was, en hy was nie baie gaaf aldag nie, hy was 'n moeilike man, maar hy was hom ook nie so 'n duiwels wat ek hom in hy boek uitgemaak het nie. Want ek kry volwassenheid om te besef, maar
Ek het met innerlike pyn van 'n jonger mens wat gewroeg het ek 'n bril opgesit wanneer ek onthou hoe hy was. En ek dink partykeer het die gruis op sy graf so gemaak, op 'n party van daai bladsye van daai boek as hy dit sou moes lees. Want ek was nie altyd so gaaf gewees in my herinneringe nie, want my herinneringe is baie meer begaan oor my narratief, as oor enige waarheid rondom enige een buite my. En ons vertel jarelang stories oor onsself, wat ons herhaal en herhaal en herhaal, en hulle verander die hele tyd, dus kom dit nie agter nie, en dit word al hoe minder waar. Dit is nie waar nie. Want die brein hou van narratief. Die lewe is vir jou storie, en onthou, hy's jou storie. My storie is my storie. Ek gaan beslis nie, dat jy 'n sleutelfiguur word in my storie nie. Ek bly die sleutelfiguur. En net as mens oor hierdie goed begin dink, en besef, jy dink nie elke dag daaroor nie, maar jy beleef die wêreld vanuit hierdie plek waar jy sentraal staan, en jy is so belangrik. En daai narratief gee heeltyd kontinuïteit aan 'n storie wat jy bly skryf, en hy's totaal en al pro jou. En as ander mense mooi in plek trap, dan is hy goed. Daar was so 'n Amerikanertjie hierdie week, wat 'n reel gemaak het, wat my laat lag het. Ek het dit 2 keer gekyk, nie omdat dit so insiggewend is nie, omdat dit so waar is. Hy sit natuurlik soos almal in sy motor, en dan sê hy's 'n baie gawe mens. Hy sê hy's regtig een van die egaligste temperamente waarmee jy kan te doen kry. En hy vertel vir jou hoe oulik hy is. Hy sê, dit is as jy nie goed sê wat ek nie van hou nie. As jy nie skielik hier met 'n snaakse skuins opmerking kom nie. As en hy noem alles wat elke dag in ons lewens verkeerd loop. Hy sê, as daai nonsens net wil stop. Ek is die maklikste mens wat daar is. En dan begin vertel hy vir jou, wat alles nie moet wees nie, en hoe hy dan word. En dit is ons. Ons skep 'n narratief wat so wonderlike kontinuïteit het oor, ek is eintlik okay. En ek het maar so gesê, ek gaan dit ongemaklik maak. Ons is partykeer nie so okay as wat ons dink nie. En ek weet ons het, en in terapie is dit so belangrik dat jy moet hoor jy is okay. Maar so hier en daar, moet hy net so 'n bietjie aan iemand skit, en in jouself skit, en sê, ja, okay, jy het nou genoeg gerus. En genoeg, jy het nou weer genoeg stamina emosioneel gekry. Dis dalk nou weer tyd dat jy net moet hoor, maar jou brein lieg alweer vir jou oor jouself. Jy is nie altyd die held in die storie nie. Kyk net bietjie na die ander mense en hoor net bietjie wat is hulle storie. Nou daar's 'n wonderlike frase in die neurowetenskap wat hierdie ding beskryf, en ek het in die reeks oor antieke wêreldbeskouings daar gepraat, maar ek wil net vinnig weer daarna kyk, voor ons by die praktyk uitkom. En dit word genoem predictive processing. Jou brein wag nie passief vir die wêreld om af te speel en neem dit waar nie. Jou brein voorspel, nog voor goed gebeur, wat gaan gebeur. En dan pas hy daai ervaring wat inkom aan volgens hierdie voorspelling, want hy wil nie hê daar moet te veel van 'n ongemak tussen die twee wees nie. So hy pas aan wat inkom om hierdie voorspellende narratief van jou te voed. En dit is waarom persepsie so sleg is. En waarom 'n mens nooit in jou lewe mense moet sleg praat by ander mense nie. Want jy sit 'n voorspelling in hulle kop, en dan kom daai arme mens in hulle lewe in, en hy het nie 'n kat se kans teen daai persepsie nie. Daai persepsie gaan dit wat waargeneem word vorm. Ons kan menseverhoudings vernietig op daai manier. En ek het dit jare gelede gelees, en baie daaroor gelees en besef, dis een ding wat, hierdie mond is toe, as dit kom by ander mense en hulle karakters. Want dit is baie, baie, baie sleg. Dit wat jy in daai verhouding doen tussen ander mense, terwyl hulle eie verhoudings moet uitwerk. So ons sien nie dinge soos hulle is nie. Ons sien dit soos ons verwag om dit te sien. En dis waarom twee mense na dieselfde konteks kan kyk, dieselfde feite kan aanhoor. Hierdie is 'n feitestel, en dan beleef hulle dit verskillend. En dis nie omdat een van hulle dom is en die ander een slimmer is nie, of 'n beter waarnemer is nie. Dis omdat hulle breine verskillende voorspellings maak. Hulle het verskillende filters. Hulle het verskillende vrese en verskillende verwagtinge. En dit dink ek is die ontnigtering. Want ons leef met hierdie gevoel van
ek neem waar. Maar dit is die eerste leuen. Ek interpreteer. Ek is nie objektief nie. Nou verdiep dit nog verder. Die brein beskerm nie net kognitief my persepsies nie, want hierdie hele ding gebeur met jou totale lyf, jou hele siege en jou lyf gebeur dit. En verlede Sondag het ek gesê, waarom ek altyd sê lyf. Want as jou bioritmes daai dag nie reg is nie, of jou bloeddruk is laag, of jou bloedsuiker is nie wat dit moet wees nie, dan bepaal dit hoe jy kognitief na goed kyk en dit interpreteer. So daarom verdiep dit. Want dit is nie net persepsies nie. Dit word identiteit. Dit is 'n hele mens wat op 'n manier kyk en dink en besluite maak en oordeele vel. En daai hele mens staan geïntegreer die heeltyd daar met 'n identiteit, want ons kan nie die goed wat ons dink en glo en hoe ons dit sien, kan ons nie losmaak van identiteit nie. En dis waarom ek vir julle vertel het daai tyd, hoe daai mense gestry het oor daai rok se kleure en hoe dit tot 'n paar egskeidings aanleiding gegee het, want toe het natuurlik al die wurms nou uit die blikke uitgekom. Ons kan partymal in 'n huwelik oor die simpelste goed aan die stry raak, want dis my identiteit. Hoe kan jy sê hierdie motor is blou-grys as ek vir jou sê hy is groen-grys? Dis die goed waaroor mense beklei. Want die goed sny na ons identiteit toe. Het jy al opgelet, en ek glo julle sou, hoe emosioneel ons raak as sekere van ons oortuigings bevraagteken word? Dis 'n diep emosionele ding. Dis in daai oomblik asof jy dit in jou liggaam kan voel. Dis amper soos gevaar. Jou hart klop, jou hare staan regop, jy kry hoendervleis, jy is kwaad. En is nie net met godsdienst nie. Die vet weet vandag is dit dan met politiek verskriklik. Dit gaan oor geslag, nasionaliteit, moraliteit. Dit gaan selfs oor die ete. Ek het een keer iemand ontmoet, want nou praat ek baie oor kos, want julle weet mos nou, ek is vreeslik lief vir kos, en nou ontmoet ek iemand wat eendag, as jy die woord koolhidrate voor daai persoon in 'n gunstige toon of wyse gebruik, dan manifesteer daai persoon soos 'n klein demoontjie. Want die hele godsdienstideologie daar is, ons moet proteïene eet. Het jy gesien hoe swak lyk jou kakebeen omdat jy te veel brood eet? Mense raak besurk. Dan praat ons nie oor vegans teenoor mense wat diereprodukte eet nie. Daar raak dit baie erg. Is alles hoogs gelaaide goed. En dis nie kognitief nie. Dis nie kognitief nie. Die menslike ego is so kreatief. Want hy is die hele tyd besig met jou identiteit. Hy bou jou beeld soos 'n sandkasteel. En hy hou die winde daar uit. En hy beskerm jou die hele tyd. En die belangrike punt is dit, wanneer 'n deel van jou identiteit dan nou bedreig word, dan op hierdie manier dan beleef die brein nie net kritiek op die denke nie. Die brein beleef kritiek as 'n bedreiging. Dit is soos neurale pyn, sê hulle, wat jy ervaar wanneer jy bedreig word in hoe jy dink. Hoe werk jou kop? Hoe voel dit vir jou as jy in konflik met iemand is en die persoon sê vir jou, en sê jy nou vir jou kan herinner aan sulke oomblikke, maar waar gaan jou kop nou? Hoe kom jy daarby uit? Daai tipe goed is 'n aanslag vir jou hele wese op jou identiteit, en ons reageer baie sleg. En dis in daai oomblikke waar ons verhoudings ontspoor. So dis nie intellektueel nie. Dis liggaamlik voelbaar en dit voel vir jou soos gevaar. Dis hoe dit in daai oomblik voel. Dit is waarom mense so absurd hardnekkig kan raak. Want hulle verdedig 'n paar goed. Nie net idees nie. Hulle verdedig behoort. Hulle verdedig betekenis. Dis dan nou hoe die lewe werk. Nou wat kom karring jy nou met hoe die lewe werk? Hulle veiligheid, die kontinuïteit van die storie, want jy is besig om die hele storie te breek en sê, tot nou toe leef jy alleen. Sien jy vals? Kyk jy verkeerd? So waar bring jy 'n mens op daai punt? Alles stort eintlik in duie.
En dit is alles die storie van wie hulle gedink het hulle in hierdie wêreld is. Jung het gesê, people will do anything, no matter how absurd, to avoid facing their own soul. En dis hoekom ons daai balanstoertjie moet hê. En ek het net nou gesê, dis baie keer tyd, dalk is vandag so 'n dag waar jy moet hoor, jy's nie so okay nie. En jou brein jok vir jou. Maar ons sal hierdie ding vat, en ek kan my voorstel, en as ek sulke goed lees, dan wil ek dit ook dadelik vir 'n paar mense wys. Dan besef ek, hey, die ou wat hierdie goed moet hoor is jy. Ons is nie nou besig om die speels na ander mense toe te draai nie. En dit is die balanseertoertjie waar ons is daar om vir mekaar te slyp, maar daar moet 'n sagtheid wees in ons benadering. En natuurlik ook met onsself. Maar die sagtheid moet partykeer so 'n bietjie plek maak vir 'n absolute eerlikheid hieroor met ons self. Want Jung was reg gewees en hy het gesê dit is baie duur om jou eie siel te kan sien. Dit kos baie. Selfondersoek is duur. Waarom? Dit kos dikwels die identiteit wat jy tot op daardie oomblik gevestig het. En die meeste mense dink selfkennis beteken is iets lekkers. Ek gaan ontdek ek is 'n kunstenaar. Ek gaan ontdek ek is 'n skrywer. Vir party mense wat in vorige lewens glo, ontdek hulle was 'n prinses in hulle vorige. Dis lekker selfkennis daai. Maar selfkennis is baie anders as dit die werklike selfkennis. Dit beteken ek ontdek hoeveel van myself 'n valse konstruksie was en dan raak dinge uiters ongemaklik. Want die neurowetenskap sê byvoorbeeld, en ons weet dit, dat daar's nie regtig so ding soos 'n sentrale stabiele ek nie. Daar's 'n klein bestuurdertjie in my kop, hier in my brein, wat alles beheer. En wat ons die self noem, is eerder geïntegreerde prosesse. Dis herinneringe, dis emosies, dis liggaamstoestande, dis narratiewe en dis voortdurende interpretasies. Met ander woorde, hierdie ek wat so stabiel voel, is waarskynlik baie meer vloeibaar as wat ek dink dit is. En tog, die brein werk onverpoos daaraan om daai gevoel van kontinuïteit vir my te beskerm. En dit is waarom mense hulle verlede ook so hand en tand kan verdedig. Herinneringe is nie video-opnames nie, hulle is rekonstruksies. Elke keer wanneer jy herinnering oproep, verander jy dit. En ek het dit ook vir julle gesê, dis asof jy 'n boek van 'n rak afhaal. As jy 'n storie uit jou verlede vertel, hulle sê dit werk so, jy haal hom, dis soos om 'n boek van die rak af te haal, en jy sit hom terug, jy het hom so 'n bietjie beskadig. Jy beskadig elke keer daai storie, die waarheid word elke keer so 'n bietjie meer vollerig. En jou hervertel dit elke keer nog 'n element of twee by, al is dit ook net 'n ondertoon wat 'n verandering is. So die werklikheid en hoe ek en jy vandag terugkyk op ons verlede is eintlik nie dieselfde ding nie. En dit is vir my, as ons hierdie ding ernstig opneem, kyk as ons dit so net hoor, en dis nou interessant, dit is nou regtig interessant, dan is dit iets anders, maar as jy weet, goed, hierdie sê iets vir my, en dit was vir my so, ek het in die week 'n paar sulke oomblikke beleef op die bank in my studeerkamer, en dink ek, dit ontstel my nogal, as ek besef, dit wat ek hier hoor en lees, is waar, omtrent my, dat ek my verlede nie so goed onthou nie, dat ek die hele tyd met hom onderhandel, en dis bewys, en Michael Kazinga het dit in sy split brain studies, het hy dit bewys, dat wanneer jy breinhemisfere van mense skei, het hierdie navorsers hulle ontdek, dat die linkerbrein vervaardig dikwels 'n storie. En hy verduidelik gedrag, waarvan die oorsaak nie werklik dit is wat hy sê nie. Die brein maak stories op, om 'n samehang te behou wat jou gemaklik laat voel oor jou lewe, jou verlede, en oor wie jy deurgaans deur hierdie hele storie was, en dan glo hy daai stories. En by baie familiebyeenkomste is dit die oorlog. Want ons kom met al daai gekonstrueerde ekke by daai tafel aan. En dinge werk nie baie lekker uit nie. So ek dink ons onderskat
hoe moeilik eerlikheid met onsself werklik vir ons is. Nie teenoor ander mense nie, teenoor onsself. Want die brein beskerm ons die heeltyd. Daar's goeie redes voor. En ek sê mos altyd, ek hou so daarvan, ek sê een ding en dan gooi ek die beplank heeltemal na die ander kant. Want 'n mens moet in die nuances leef, jy moet in die balans leef en jy moet in daai konstante spanning tussen waarhede moet jy leef. So ek wil dadelik net sê, dit is vir goeie redes, want as ons objektief oor onsself was, dan sou ons waarskynlik, en een sielkundige sê dit pertinent, depressief geraak het. Ons sou. Maar gelukkig, hierdie positiewe illusies dien ook 'n doel, so julle moet hom grootendeels maar geniet, saam met my, maar net so nou en dan terwille van ontwikkeling en slyp aan onsself moet ons uit daai illusie uitkom. Want ons onderskat hoe erg ons die lewe beheer. En ons onderskat hoe inkonsekwent ons is. Ons is nie so moreel as wat ons dink nie. Ons doen en sien soos dit ons pas. Ons glo ook soos dit ons pas. Ons selfkennis is eintlik maar minimaal. Maar dit laat ons funksioneer en dis ironies en dis goed. So ons brein moet vir ons daai verdraaiingkies gee sodat ons aan die lewe kan bly. Maar dit raak gevaarlik as hierdie illusies te dik vir 'n daalder word. Wanneer jy jouself nooit ondersoek nie. Wanneer jy nooit vir jouself die vrae vra nie. En wanneer jy nooit jou eie narratief net weer bietjie uithaal en hom begin bevraagteken nie. Want dan raak die storie belangriker as die werklikheid. En die werklikheid bly maar belangrik. So die vraag vanoggend is nie, hoe ontsnap ek uit die illusies nie. Die vraag is eerder vir my, hoe raak ek effens minder gehypnotiseer deur my eie storie? Is julle nou almal half afgepraat? Voel julle nou 'n bietjie plat? Ek kan my nogal voorstel dat ek julle nou vanoggend so 'n bietjie om plat praat. Maar hier begin wysheid nou. Ons kan uit hierdie gevoel uitkom. En dis waar dit prakties raak. Hoe ondersoek ek dan nou my eie illusies? Die eerste ding wat ek wil voorstel is, let op waar jy buitensporig emosioneel reageer. Sterk reaksies dui dikwels op identiteit wat beskerm word, op skaamte, op vrese of onverwerkte seer. Is nie altyd so nie, maar dikwels is dit die geval. Wanneer jy onmiddellik woedend raak, sit daar dikwels meer as net logika in daai ruimte tussen jou ore. Tweede een wat ek wil voorstel is, ondersoek jou behoefte om reg te wees. Nie, is ek reg nie? Ek vra nie nou, jy moet gaan kyk of jy reg is nie, gaan kyk na die data nie. Ek vra, hoe lyk my behoefte om reg te wees? Is ek 'n mens wat wil reg wees? So jy vra vir jouself hierdie vraag, waarom het ek nodig om te weet dat ek reg is? Wat sou my pla daaromtrent as ek moes uitvind ek is nie reg nie? Dis 'n bitter moeilike vraag, maar ons kan hom vir onsself vra. Die derde een is, luister doelbewus na intelligente mense wat anders dink as jy. Dis 'n belangrike een. Ek praat nie van die internet se malle meele van ekstremiste nie. Praat nie daarvan nie. Daarvan het ons genoeg in die lewe. Maar ek praat van mense wat jou wêreldbeeld op 'n genuanceerde manier daag. Genuanceerd, gebalanseerd daag. Want die ego het vir jou 'n kamer vol spieëls gebou en ons moet uit daai kamer uitbreek. Vierdens, let op die stories wat jy oor jouself herhaal. Ek is maar net so. Ons familie is mos so. Ek is dikwels die slagoffer in my stories. Dikwels is ek die held of die slimmer een of die beter weter. Niemand buiten my familie verstaan my nie, daai is 'n gevaarlike een. Want dis 'n silo. As jy nou nog in die familie se kultuur is en alles word daar beskerm en jy is daai clan, ek het verlede Sondag gepraat oor hoe erg dit is as ander mense saam met jou aan valshede glo. Dan is dit dalk tyd om met ander familietjies bietjie te gaan partytjie hou en piknik hou of op vakansie te gaan. Ek is die sterk een. Ek help altyd.
Want ons brein bou narratiewe oor ons wat moet bevraagteken word as ons onsself wil ken. Want daai identiteit is dalk vir jou lekker, maar hy word 'n tronk en hy verhinder groei. En hy keer jou om te word wie jy is. En dan kan dit nie anders as om te sê, dis waar Jung inkom. Jy kan soveel meer wees as jy jou skadu's kan sien en integreer. Vyfdens, leer om onsekerheid te verdra sonder om onmiddellike antwoorde te wil hê op enigiets. Dit is ongelooflik moeilik. Veral vir ons is baie serebraal. Want onsekerheid voel vir ons fisiologies ongemaklik. Dis nie 'n keuse nie, dit voel ongemaklik vir ons. Die senuweestelsel wil slotsomme hê. So ons brein spring vinnig na 'n ideologie. Gee my die model, gee my hoe dit werk. Pak hom vir my uit. Sit hom vir my iewers neer. Ek wil verklaringe hê, ek wil sekerheid hê. Of ek wil weet wie skuldig. Daai is 'n belangrike ding vir ons brein. Wie skuldig? Wie het hierdie ding veroorsaak? Maar volwassenheid lyk nie so nie. Volwassenheid beteken dat ek die vermoë het om te sê, ek weet nie. Dit is net nou hoe dit is. Sestens, ontwikkel humor oor jouself. Ek dink regtig humor is een van die mees onderskatte forme van selfbewustheid, want mense wat oor hulle self kan lag, word moeiliker deur ideologieë gekaap. Want jy raak nie so ernstig oor 'n ding nie. Jy los hom. Humor kraak daai ego oop wat so wil klou aan die plan vir die lewe. En die belangrikste is dit, leer om jouself soms van buite af te bekyk, asof jy 'n karakter in 'n storie is. Wat sou, vra dit vir jouself, 'n eerlike waarnemer nou opmerk, en vra daai vraag tot jy by iets kan uitkom. Watter patrone sou hulle nou sien? Watter verskoningkies sou hulle nou in my eien? Watter vrese sou hulle dalk raak sien? Dis nie om jouself te haat nie, dis bloot om bewus te raak van jou inhoude. Ware wysheid begin nie wanneer 'n mens uiteindelik die waarheid weet het nie, maar wanneer jy besef hoe baie van jou innerlike wêreld voortdurend deur jou geredigeer word ten gunste van jou identiteit. Daarom moet ons nuuskierig bly, oop bly, bereid wees om ons stories. En Anna, ek het hierdie uitdrukking by jou gehoor, en elke keer as ek hom gebruik, besef ek sploeg nou met Anna se kalers. Hou jou stories net 'n bietjie losser vas. Bly bereid om jou stories losser vas te hou, want die brein se mooiste leuen is nie dat ons altyd reg is nie, maar dit gaan dieper. Die brein se mooiste leuen is hierdie gevoel. Die storie wat ek nou vertel, is die volle waarheid. Dis 'n leuen. Volwassenheid begin die dag wanneer 'n mens sagkens begin vermoed. Daar is waarskynlik baie meer in my aan die gang as die verhaal wat my brein so probeer beskerm. Kan ek hiermee afsluit deur dit weer te sê? Daar is waarskynlik meer in my aan die gang as die verhaal wat my brein so beskerm. Dit was my storie. Baie dankie, Letitia en Janie.
Voor ons gaan totsiens sê, wil ek net vir julle ook sê, wat nou nie verlede Sondag hier was en het gehoor het nie, ons het ons laaste paar Sondae met Jannie. Nou kyk, dit is vir hom wonderlik, hy het 'n fantastiese pos gekry by die Noordwes Universiteit, en so sy loopbaan gaan vooruit, soos wat dit nou maar net Dr. Leroux betaam, maar vir ons is dit 'n enorme verlies, so ons luister nog lekker vir die volgende paar Sondae. Kom ons gaan drink koffie, as julle tyd het, sal dit vir my lekker wees om julle te sien. Ek is daarom nou heeltemal gesond, so ek kan nie een van julle meer verkoue of griep gee nie. So ek wag vir jou daarbo as jy tyd het daarvoor. Die van julle wat nie kan nie, geniet jou Sondag, mag julle almal se week heerlik wees. Bly warm teen die koue, koester die kieme en kom ons luister na die uitspellied.
Goeiedag vriende, ons wil julle herinner om Renaissance in gedagte te hou met jou finansiële beplanning. As jy Renaissance 'n vaste item op jou begroting kan maak, kan dit ons help om 'n konstante inkomste te genereer, waarmee ons baie beter kan beplan en vooruitdink. Jou bydrae word opreg waardeer.